Ons liefdevolle Hemelse Vader, wat 'n voorreg is dit nie weer om vandag op die beste dag van die week te kom nie, waar ons U kan aanbid as ons Skepper en ons Verlosser en die ene wat vir ons intree in die hemelse heiligdom. Seën ons in hierdie erediens, spreek tot ons harte deur U woord en mag ons aanbidding vir U welgevallig wees, is ons gebed in Jesus naam. Amen. Nou ek wil vandag met julle oor een van ons leerstellings praat wat regtig Adventis is. En dit is die ondersoekende oordeel. Nou die ondersoekende oordeel is onaanvaarbaar vir meeste van die Christene en daar's 'n rede daarvoor en ek sal dit later in my preek noem hoekom dit vir hulle onaanvaarbaar is. Maar daar's 'n sekere ou wat Donald Barnhells wat verklaar het in Walter Martin se 1960 boek The Truth About Adventism. En hy skryf en hy sê, ek glo dat die idees van die ondersoekende oordeel en 'n sekondêre heiligdombediening geen basis in die skrif het nie, sê Barnhells. En dan sê hy ook verder, die leerstelling van ondersoekende oordeel word egter deur geen ander groep Christene gehou en verstaan nie, en dit was eers die eerste keer na vore gekom in die middel van die 19de eeu. Nou dit is destyds na my mening, sê Barnhells, verkondig as 'n manier om die harde slag van die groot teleurstelling te versag, sê Barnhells. Hy verwys na die teleurstelling van 1844, toe Christus nie na die aarde teruggekeer het, soos William Miller dit verstaan het nie. Maar eintlik toe in die tweede fase van sy hemelse bediening betree het om die hemelse heiligdom te reinig. Nou Walter Martin self in sy 1977 boek The Kingdom of the Cults sê verskeie oordeele word in die Bybel genoem, maar dit is my mening dat nie een gedeelte die ondersoekende oordeelteorie staaf nie, sê Walter Martin. Want die teorie is dit slegs, sê hy. Gebaseer op uit konteks teksverse, sê hy, en gestaaf deur die gees van profesie. Nou Walter Martin verwerp die heiligdom en die reiniging van sonde in die ondersoekende oordeel, want hy sê, Christus leer dat ons sondes vergewe en vergeet word onmiddellik na bekering. So daarom is my preek getiteld vanoggend, die oordeel het gekom, die Bybelse fondasie van die ondersoekende oordeel. En daarom was my fokus-teks wat Andrei vir ons gelees het, ek lees dit vir julle in Afrikaans, Openbaring 14:7, en hy het met 'n groot stem gesê, vrees God en gee hom heerlikheid, want die uur van sy oordeel het gekom, en aanbid hom wat die hemel en die aarde en die see en die waterfonteine gemaak het. Nou die fokuspunt van die hele Openbaring is hoofstuk 14 van Openbaring. Dit is die spesifieke hoofstuk wat handel oor God se oordeel, soos ons sien in ons fokusteks. Nou hoofstuk 14 is geskryf net na hoofstuk 13, wat praat eerstens oor die antichrist, die seedier, en dan die onheilige alliansie, die landdier wat Amerika verteenwoordig, en ons sien dat die 3 engele boodskap is geplaas. Ons sien dat die 3 engele boodskap is geplaas net voor die wederkoms van Jesus. En hoe weet ons dit? Want vers 14 van Openbaring 14 praat oor die wederkoms en het sê dat Jesus sy sekel moet inslaan, want die oes is ryp en het is tyd om te maai, sê vers 14. So ons weet, die 3 engele boodskap is reg voor die wederkoms. Vers 7, wat deel is van hierdie 3 engele boodskap, en spesifiek die eerste boodskap is, verklaar dat in die tyd van die eerste engelboodskap, het God se oordeel reeds begin. Nou, wat interessant is dat om hierdie ondersoekende oordeel te verstaan, kan ons nie net
na Openbaring 14 vers 7 kyk nie, ons moet 'n bietjie kyk na 'n paar parallelle, en Openbaring 14 vers 7 het 'n parallel in Daniël 7, en Daniël 7 wys ons die historiese wêreldkoninkryke. Ons sien dit begin met Babylon, dan die Meders en die Perse, Grieke, Rome, die Antichrist, die klein horingkie is waarmee hy eindig, en dan sien ons in Openbaring 13, hervat die profesie, hierdie profesie, en hy begin weer by die Antichrist, en hy gaan voort tot by ons tyd, die landdier, wat die misleiding van die Antichrist voortsit, en dan sien ons dat hy praat oor, natuurlik, die 3 engele boodskap daarna, in hoofstuk 14. Nou, na die onthulling van die Antichrist in Daniël 7, kry ons hierdie teksvers, en dit is waar die parallel van toepassing kom waarvan ek praat, waar Openbaring 14:7 'n parallel het met met Daniël 7, en dan kry ons hierdie teksverse. Ek het bly kyk totdat trone gaan sit is, reggesit is, en 'n oue vandag gaan sit het. Sy kleed was wit soos sneeu, en die hare van sy hoof soos skoon wol. Sy troon was vuurvlamme, die wiele daarvan 'n brandende vuur. 'n Stroom van vuur het gevloei en voor hom uitgegaan. Duisende maal duisende het hom gedien, en 10.000 maal 10.000 het voor hom gestaan. Die geregtigheid gaan sit, en die boeke is geopend. Dis sien ons duidelik dat Daniël 7 direk na die heerskappy van die klein horingkie, ons sien dat Daniël 7 praat hierso van direk na die heerskappy van die klein horingkie, is daar dan hierdie oordeelstoneel. Net soos ons sien dan met Openbaring, sien ons Openbaring 13, en dan direk daarna sien ons die boodskap van die 3 engele boodskap. So die oue van daai het gaan sit, en die boeke is geopen. Ons sien 'n oordeelstoneel daar. Maar die vraag kan wees, was die nie dalk dan die wederkoms waarvan hier gepraat word nie? Of was dit dalk die uitvoerende oordeel? Maar ons moet verder lees om te verstaan wat se oordeel hiervan gepraat word. Ons lees in vers 13 tot 14. Ek het gesien in die naggesigte en kyk, met die wolke van die hemel het een gekom soos die seun van die mens, en as ons daar so stop, kan ons sê, ja, dis die wederkoms, maar as ons verder lees, sien ons, en hy het gekom tot by die oue van dae. Hierdie teks praat nie dat hy na die aarde toe kom nie, kan jy dit sien? Hy gaan na die oue van dae. En aan hom is gegee heerskappy en eer en koningskap, en al die volke en nasies en tale het hom vereer. Sy heerskappy is 'n ewige heerskappy wat nie sal vergaan nie, en sy koninkryk een wat nie vernietig sal word nie. Die kommentaar sê ook, in ons 7-dagse Adventiste kommentaar staan daar, dit kan nie die wederkoms van Christus na hierdie aarde voorstel nie. Want Christus kom na die oue van dae. Die koms van Christus na die allerheiligste plek vir die reiniging van die heiligdom word hier voorgestel. En dan in die groot stryd, bladsy 480 in die Engels, ek het net oorvertaal, die koms van Christus wat hier beskryf word, is nie sy tweede koms na die aarde nie, hy kom na die oue van dae in die hemel om heerskappy, heerlikheid en 'n koninkryk te ontvang wat aan hom gegee sal word aan die einde van sy werk as middelaar. Dit is hierdie koms en nie sy tweede koms na die aarde nie, wat in profesie voorspel is om plaas te vind aan die einde van die 2300 aande en mores in 1844. En dan gaan die groot stryd voort en hy sê, vergesel deur hemelse engele gaan ons groot hoëpriester die allerheiligste binne en verskyn daar in die teenwoordigheid van God om die laaste dade van sy bediening ten behoewe van die mense te verrig, om die werk van die ondersoekende oordeel te verrig, om versoening te doen vir almal wat getoon word geregtig te wees op die voordele daarvan. Nou die teologiese implikasie van hierdie parallelle situasie van die hemelse hofsitting in Daniël 7, die geregtigheid gaan sit en die boeke is geopen en die eerste engel boodskap, vrees God en gee hom heerlikheid,
want die uur van sy oordeel het gekom in Openbaring 14:7 is duidelik hier. Die engel se aankondiging verwys direk na die begin van die hemelse hofsitting van Daniël 7 vers 9 en 10. Dit kondig aan die familie van die aarde aan dat die finale oordeel in die hemel begin het. Hierdie hemelse tribunaal begin eers nadat die Antichrist, die klein horingkie van Daniël 7, opgestaan het en vir 3,5 profetiese tye, die 1260 profetiese dae, oor die nasies geheers het. Dit impliseer dat die uur van God se ondersoekende oordeel in die hemel iewers sou begin nadat die 1260 jaar van die godsdienstige onverdraagsaamheid en die vervolging in 1798 na Christus geëindig het. Maar om hierdie boodskap verder te verstaan, is daar nog parallelle wat ons na kan kyk. Maar daar bestaan ook 'n parallelisme tussen Daniël 7 en Daniël 8. In die boek van Daniël 8 kry ons die visioen vir die tyd van die einde, soos daar staan in Daniël 8 vers 17. En ook vir die vasgestelde tyd van die einde in Daniël 8 vers 19. En die voorspelling van Daniël 8:14 per se. Daniël 8:14 sê, en hy het vir my gesê, 2300 aandes en môre, dan sal die heiligdom in sy regte staat herstel word. Die woordjie vir daai herstel wat daar gebruik word, is tzadak. En in die LXX vertaalde dit as reiniging of gereinig word. Ook in die King James praat dit oor die heiligdom sal gereinig word. Nou op grond van die parallelisme tussen Daniël 7 en 8 is die gebeurtenis van die eindtydse reiniging van die heiligdom van God van Daniël 8:14 gelyk aan die hemelse hofsitting van Daniël 7 vers 9 en 10. Die vasgestelde tyd vir hierdie oordeel om te begin is die einde van die 2300 profetiese dae of die letterlike jare volgens die jaardag beginsel. Hierdie tydperk begin dan in wanneer? In 457 voor Christus met die dekreet van Artasasta om Jerusalem te herstel en hierdie tyd verstryk in 1844 na die 2300 aandes en môre. Nou hierdie jaar merk die begin van God se oordeelsessie in die hemelse heiligdom. Hierdie feit kondig die eerste engel aan, God se oordeel het gekom. Op sigself het sulke kennis geen heiligmakende waarde nie, tensy dit geïntegreer is in die dringendheid van die eerste engel boodskap. Vrees God, gee hom heerlikheid en aanbid hom. Volgens Openbaring 14:7. Maar die vraag is, hoekom is hierdie oproep so dringend? In die tipiese diens van die dag van versoening het slegs diegene wat met belydenis en berou voor God gekom het en wie se sondes deur die bloed van die soenoffer na die heiligdom oorgeplaas is, deel gehad aan die diens van die versoendag. Want dit is hulle wie se rekords daar nagegaan word. Dus in die groot dag van die finale versoening en die ondersoekende oordeel is die enigste gevalle wat oorweeg word die belydende volk van God. Daarom is hierdie oproep 'n dringende oproep. Want eerstens weet die wêreld nie dat hulle in die oordeel staan nie. Die wêreld weet nie dat die oordeel al begin het nie. Tweedens, wil jy deel wees van die ondersoekende oordeel, want slegs as jy deel is in hierdie ondersoekende oordeel, sal jy die uitslag kry om die hemel te kan betree as Jesus kom. Dit is slegs hulle wat die hemel gaan ingaan. Dit is 'n dringende oproep vir mense om introspeksie te doen, net soos met die tipiese
dag van versoening. Dis 'n oproep om nou 'n verhouding met Jesus aan te knoop, jou advokaat, jou skepper en jou verlosser. Dit is hoekom hierdie boodskap dringend is. Want dit is nou die tyd om besluite te maak. Dis nou die tyd om ernstig 'n verhouding met Jesus aan te knoop. Almal wat werklik berou gehad het oor sonde en deur geloof die bloed van Christus as hul soenoffer opgeëis het, se name is in die boeke van die hemel aangeteken. Aangesien hulle deelgenote geword het van die geregtigheid van Christus en hul karakters in harmonie met die wet van God gevind word, sal hul sondes uitgewis word en hulle sal self waardig geag word vir die ewige lewe. Die Here verklaar deur die profeet Jesaja die volgende: Ek is dit wat jou oortredinge uitdelg, om my ontwil, en aan jou sondes dink ek nie. Dis wat Jesus besig is om te doen. Dit gaan oor die uitdelging van die rekords. Openbaring 3 vers 5, wie oorwin sal beklee word met wit klere, en ek sal sy naam nooit uitwis uit die boek van die lewe nie, en ek sal sy naam bely voor my Vader en voor die engele. Onthou julle dat ons gelees het daarso dat 10.000 maal 10.000 staan voor hom en die boeke is geopen. Hier sê dit, wie oorwin, sal hy sy naam bely voor die Vader, voor die engele. Matteus 10 vers 32 en 33 sê Jesus self, elkeen dan wat my sal bely voor die mense, hom sal ek bely voor my Vader wat in die hemel is. Maar elkeen wat my verloon voor die mense, hom sal ek verloon voor my Vader wat in die hemel is. Die Skepper as regter en verlosser van sy eie verbondsvolk verskyn herhaaldelik in die geskrifte van Moses, in die profete en 'n aantal psalms. Spesifiek het Israel sy jaarlikse rituele van die versoendag volgens Levitikus 16 die oordeelswerk van God uitgelig as een wat die waarlik berouvolle aanbidders van die Skepper skei van die onboetvaardige aanbidders op daardie jaarlikse Sabbat van plegtige rus. Die reinigingsrituele van die versoendag het dus gewys op God se oordeel oor Israel as sy verklaarde verbondsvolk, die groot dag van die Here. In Hebreërs 9:23 staan daar, dit was dus nodig dat die afbeeldinge van die dinge in die hemele deur hierdie offers gereinig moes word, maar die hemelse dinge self deur 'n beter offer as hierdie. Wat was die beter offer? Jesus was die beter offer. Hebreërs 9:23 is betekenisvol in die bespreking van die tipologiese betekenis van die dag van versoening. Geleerders selfs was verbaas oor die stelling dat die hemelse dinge reiniging nodig het. Hier is 'n duidelike aanduiding dat Christus in die hemelse heiligdom 'n reinigingswerk verrig wat die tipologiese ekwivalent van die aardse priester se aardse heiligdom versoensdag is. Die gedeelte sê nie dat hierdie reiniging onmiddellik na Jesus se opvaardiging gebeur nie, maar dat die hemelse heiligdom ook reiniging nodig het. Ons het wel gesien volgens Daniël 7 en 8 wanneer hierdie oordeelsessie begin het. Nou die versoensdag illustreer dus die oordeelsproses wat handel oor die uitwissing van sonde. Dis wat dit vir ons wys. Hoe God handel met die sondeprobleem. Die versoening wat op hierdie dag uitgevoer is, het die finale toepassing van die verdienste van Christus vooraf geskadu om die teenwoordigheid van sonde vir ewig
te verban en 'n volle versoening van die heelal en tot een harmonieuse regering onder God te bewerkstellig. Hierdie dag van versoening het 2 bokke behels. Die een bok was vir die Here en die ander bok was vir Azazel. Maar slegs die bok van die Here het deel gehad aan die reiniging van die tempel. Slegs die bok van die Here. En hierdie bok is tipologies van Christus en sy bloed. Die hoëpriester het hierdie bloed besprinkel in die teenwoordigheid van God op die versoendeksel wat bo op die ark was wat die 10 gebooie bevat het. En dit was om die eise van God se heilige wet te bevredig. Sy optrede het die onmeetbare prys gesimboliseer wat Christus vir ons sondes betaal het en het onthul hoe great God is om homself met die mens te versoen. Die bloed was verder ook op die rookoffer se horings gesmeer en so het die priester versoening gedoen vir die heiligdom, sowel as vir die mense. En so het hy reiniging vir beide bewerkstellig. Na die priester die versoening voleindig het met die bloed van die bok van die Here, het die priester sy kleed uitgetrek, van kleed verander en aanbeweeg na die bok vir Azazel. Nou hierdie sondebok ritueel op die versoendag het verder as Golgotha gewys na die finale einde van die sondeprobleem. Die verbanning van sonde en Satan. Die volle aanspreeklikheid vir die sonde sal teruggerol word op Satan, die oorsprong en die aanhitser van sonde. Satan en sy volgelinge en al die gevolge van sonde sal deur vernietiging uit die heelal verban word. Maar waaroor gaan hierdie ondersoekende oordeel dan nou eintlik? Dit gaan oor Christus se werk van herstel. Verlossing vereis herstel, anders is verlossing nie volledig nie. Christus se voltooide offer aan die kruis was beide om mense te verlos en om hulle en die heelal te herstel na sy ongerepte sondelose toestand voor die sondeval. Die oordeel verander nie die verhouding tussen die een wat vergewe word en die ene wat vergewe nie. Herstel na die toestand voor die sondeval vereis die oplossing van die kosmiese grootstryd. Hierdie werk word aangepak voor Jesus se wederkoms in die tweede fase van sy bediening in die hemelse heiligdom as koning-priester. Maar die vraag is, wat ons ook kan vra dan, toe Jesus na die allerheiligste toe beweeg het sy bediening van voorspraak dan heeltemal geëindig is die vraag? Nee, dit kan nie wees nie, kan het? Want as sy voorspraak dan heeltemal geëindig het, wil ons sê dat die genade deur dan moet toe wees. En dit kan nie wees nie. En dit was 'n vroeë siening gewees. Hulle het genoem die toe-deur-teorie. Maar soos ons vanoggend gesê het, ons moet baie keer nie te ver terugbeweeg nie. Want dan gaan ons onsself in die moeilikheid beland. Maar deur verdere studie, en dis wat ek hou van ons kerk. As ons sien iets is nie lekker nie, dan gaan doen ons studies. En dit is presies wat gebeur het, deur verdere studie het hulle afgekom op die ware betekenis van die ondersoekende oordeel wat Bybels gefundeer is. En dis hoekom het ons dit vandag as in een van ons leerstellings. Norman Gully skryf, met ander woorde, die werk van voorspraak gaan voort gedurende die tweede fase van oordeel. Hoekom? Want die daaglikse, die tamid bediening vind ook plaas gedurende die jaarlikse versoendag. Want die tipiese versoendag is
in die tipiese versoendag is die oggend en die aandoffers ook geoffer, en julle kan daarna gaan kyk na daai teksverse wat Norman Gully vir ons gee daar. Maar dan het ek nog 'n vraag, hoekom is die ondersoekende oordeel dan so belangrik? Hoekom is dit so belangrik vir ons om te verstaan? En jy weet die probleem hoekom die wêreld nie die ondersoekende oordeel verstaan nie, is omdat hulle nie die groot stryd verstaan nie. Dis hoekom kan hulle nie die ondersoekende oordeel verstaan nie. En dit is die groot stryd en die ondersoekende oordeel wat eie is aan ons. Wanneer hierdie oordeel verstaan word in die konteks van die groot stryd, sien ons dat Christus hierdie proses voorsien ter wille van ander. Net soos Golgotha ter wille van ander was. Daar is geen verskil in God se ondeurgrondelike liefde in beide oordeele nie die van Golgotha nie en ook nie in die ondersoekende oordeel nie. Want in sekere sin word Christus verhoor in die ondersoekende oordeel. Nie dat die mens die reg of die vermoë besit om Jesus te verhoor nie, maar God het die reg om sy geregtigheid en liefde te openbaar om die aanklagtes van Satan in die kosmiese groot stryd wat hy geopper het te beantwoord. God se openbaring sal so oorweldigend en onweerlegbaar wees dat almal sal saamstem dat hy liefdevol, regverdig is wanneer hulle in die finale oordeel sal buig. Op die einde, die uitslag van hierdie ondersoekende oordeel gaan vir die heelal wys dat God is liefdevol, maar hy is ook regverdig. So eerstens, hoekom is die ondersoekende oordeel belangrik? Dis die verdediging van God se karakter. Deur die aktiwiteite van die klein horingkie het Satan probeer om God se gesag uit te daag. Die dade van daardie mag het die hemelse heiligdom, die middelpunt van God se regering, beledig en vertrap. Daniël se visioene dui op 'n ondersoekende oordeel voor Jesus se wederkoms, waarin God 'n veroordelingsvonnis oor die klein horingkie en dus ook oor Satan self verseker. In lig van Golgotha sal al Satan se aanklagtes weer lê word. Almal begin verstaan en stem saam dat God reg is, dat hy geen verantwoordelikheid het vir die sondeprobleem nie. Sy karakter sal onaantastbaar na vore kom en sy regering van liefde sal herbevestig word. Die tweede rede hoekom dit belangrik is, dis ook die verdediging van God se kinders. Terwyl die veroordeling oor die afvallige klein horingkie bring, word aan die heiliges van die Allerhoogste reg verskaf volgens Daniël 7:22. Inderdaad, hierdie oordeel het nie net God voor die heelal verdedig nie, maar ook sy mense. Alhoewel die heiliges verag en vervolg is vir hulle geloof in Christus, soos hulle deur die eeue heen was, stel hierdie oordeel dinge reg. Maar die vraag is dan, as dit ook te doen het met die verdediging van God se kinders, stel die ondersoekende oordeel dan nie die redding van diegene wat in Christus glo in gevaar nie? Glad nie. Ware gelowiges leef in eenheid met Christus en vertrou op hom as voorspraak. Al wie nie kan veilig voel hier nie, is as jy nie 'n ware Christen is nie. As jou geloof nie gewortel is in Christus nie. Paulus skryf in Romeine 8:34, wie is dit wat veroordeel? Christus is dit wat gesterf het. Ja, meer nog wat ook opgewek is, wat ook aan die regterhand van God is, wat ook vir ons intree. Jy sien, die gelowige se versekering is ook in die belofte van 1 Johannes 2 vers 1.
my kinders, ek skryf hierdie dinge aan julle, dat julle nie moet sondig nie. En as iemand gesondig het, ons het wat? 'n voorspraak by die Vader, Jesus Christus, die regverdige. So as die ware gelowige dan versekering het, hoekom is die ondersoekende oordeel dan nodig? In die kommentaar staan daar, hierdie oordeel is nie tot voordeel van die godheid nie. Dit is hoofsaaklik tot die voordeel van die heelal, om die aanklagtes van Satan te beantwoord en die ongevalle skepping te verseker dat God slegs diegene wat waarlik bekeer is in sy koninkryk sal toelaat. Hoekom moet God daai versekering gee? Want hy moet verseker dat hierdie probleem nooit weer gaan opvlam nie. Dus maak God die boeke van die rekords oop vir onpartydige inspeksie. So dit is wat ons lees dan in Daniël 7 vers 9 tot 10, wat sê 10.000 mal 10.000 het voor hom gestaan, die geregtigheid gaan sit en die boeke is geopen. Jy sien, die engele is nie alwetend nie en hulle kan nie die harte van mense lees nie. Om die ongelowiges en die bose mense raak te sien of om uit te ken is maklik. Maar God se kerk bestaan nie net uit ware Christene nie, doen hy. God se kerk bestaan ook uit valse Christene uit. Volgens Matteus 13:30 het Jesus dit self gesê, laat albei, dis die vergelykenis van die koring en die onkruid. En Jesus sê self daar, laat albei saamgroei tot die oes toe. En in die oestyd sal ek die maaier sê, maak eers die onkruid bymekaar. Hoe gaan hulle weet wat is die onkruid? Daai boeke wat geopen is dit nie? Maak eers die onkruid bymekaar en bind dit in die bondels om dit te verbrand, maar bring die koring bymekaar in die skuur. Frank Holbrook het ook geskryf in Light in the Shadows, bladsy 34. God se ongevalle skepsels is nie alwetend nie, hulle kan nie die hart lees nie. Dus is 'n oordeel nodig voor die wederkoms van Jesus om die ware van die valse te sif en om aan die belangstellende heelal God se geregtigheid in die redding van die opregte gelowiges te demonstreer. Die saak is met God en die heelal, nie tussen God en die ware kind nie. Dit vereis die opening van die boeke van rekords, die openbaarmaking van diegene wat geloof bely het en wie se name in die boek van die lewe geskryf is. Selfs Paulus het geweet dat hierdie oordeel sou plaasvind. En daarom sy voorneme in Filippense 3 vers 9. En hy sê, om in hom gevind te word, nie met my geregtigheid wat uit die wet is nie, maar met die wat deur die geloof in Christus is, die geregtigheid wat uit God is, deur die geloof. In die ondersoekende oordeel, en die ondersoekende fase van die oordeel, van die laaste oordeel, word ware gelowiges, diegene wat 'n reddende verhouding met Christus het, bevestig voor die ongevalle heelal. Jesus wil sê, ek ken hierdie mense, hulle is myne, hulle het hulle geloof in my geplaas, my bloed het hulle gedek. Maar Christus kan egter nie verlossing verseker vir diegene wat vertrou op sy eie werke en op hulle eie goeie dade nie. Hulle geloof moet soos Paulus in wees, in Christus Jesus gesentreerd. Jesus het gesê in Matteus 7:21, nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemel nie, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is. Baie sal in daardie dag vir my sê, Here, Here, het ons nie in u naam geprofeteer en in u naam duiwels uitgedrywe en in u naam baie kragtige doen nie? En dan sal ek
aan hulle sê, ek het julle nooit geken nie. Kan julle sien, hy praat hier oor valse gelowiges. En hy sê, daai valses gaan hy sê, ek het julle nie geken nie. Julle geloof was nie in my nie. Miskien was julle geloof in die kragtige dade wat julle gedoen het, of julle geloof was in alles wat julle gedoen het, maar dit was nie in my nie. Die hemelse rekords is dus meer as net 'n instrument om die egte van die valse te sif. Hulle is ook die fondament om die ware gelowiges voor die engele te bevestig. Verreweg daarvan om die gelowige van sy versekering met Christus te beroof, ondersteun die leer van die heiligdom dit. Dit illustreer en verhelder vir sy verstand die plan van verlossing. Sy boetvaardige hart verheug om die werklikheid van Christus se plaasvervangende dood vir sy sondes te begryp, soos vooraf geskadu in sy offers. Verder reik sy geloof opwaarts om sy betekenis te vind in 'n lewende Christus, sy priesterlike voorspraak in die teenwoordigheid van die heilige God. Julle weet, God beoog dat hierdie goeie nuus van Christus se laaste fase van sy bediening van verlossing na die hele wêreld moet gaan voor Christus se wederkoms. Daarom is die oproep van Openbaring 14:7 so dringend. Sentraal in hierdie eerste engel boodskap is die ewige evangelie wat met 'n gevoel van dringendheid verkondig moet word, want die uur van sy oordeel het gekom. Hierdie oproep waarsku die wêreld dat God se oordeel nou plaasvind. Daar's nie meer tyd om te speel nie. Daar's nie meer tyd om te wag nie, om jou besluit uit te stel nie. Maak jou besluit nou. Vandag leef ons in hierdie antitypiese dag van versoening. Soos die Israeliete geroep is om hulle siele op daardie dag te verootmoedig, so roep God al die mense om 'n hartlike bekering te ervaar. Om introspeksie te doen, net soos die volk introspeksie moes doen in die tipiese dag van versoening. Almal wat hulle name in die boek van die lewe wil hou, moet dinge regmaak met God en met hulle medemens, voor Jesus gaan kom. Voor hierdie deel van Jesus se bediening gaan sluit. Christus se werk as hoëpriester nader sy voltooiing. Die jare van menslike genadetyd gly verby. Niemand weet presies wanneer God se stem gaan sê, dit is volbring nie. Pas op, het Jesus gesê in Markus 13:33, pas op, waak en bid, want julle weet nie wanneer die tyd daar is nie. Alhoewel ons in hierdie onsagwekkende tyd van die antitypiese dag van versoening leef, hoef ons nie te vrees nie. Jesus Christus in sy tweevoudige hoedanigheid as offerande en priester dien namens ons in die hemelse heiligdom. Ek wil afsluit met 'n paar tekste uit Hebreërs 4. En ek lees vanaf vers 14. Terwyl ons dan 'n groot hoëpriester het wat deur die hemele deurgegaan het, naamlik Jesus, die Seun van God, laat ons die belydenis vashou. Want ons het nie 'n hoëpriester wat nie met ons swakhede medelee kan hê nie, maar een wat in alle opsigte versoek is net soos ons, maar sonder sonde. Laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van genade gaan. Dit is nou die tyd om na daai troon van genade te gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind op die regte tyd gehelp te word. As jy nog nie 'n ernstige besluit vir Christus gemaak het nie, is dit nou die tyd.
Want ek wens dat ons soos in Openbaring 19 ook so kan bely. Halleluja, die heil en die heerlikheid en die eer en die krag van die Here onse God, want sy oordeele is waaragtig en regverdig. Mag ons elkene so hierdie belydenis hê as die Here gaan kom, as hy sy ondersoekende oordeel volëindig het. Ek wil hê dat elke ene van julle in daardie dag sal kan staan, met sy naam nog in die boek geskrywe. Dit is regtig ernstige tye waarin ons leef. Dis nie nou tyd om terug te beweeg. Dis tyd om vorentoe te beweeg. Kom ons bid saam. Ons almagtige Hemelse Vader, dankie vir u woord. Dankie vir Christus wat vir ons intree in die hemelse heiligdom. Dankie dat ons kan weet en dat u dit vir ons openbaar in wat se ernstige tye ons leef. Maar Heer, mag dit nie net ons wees wat deel is van hierdie ondersoekende oordeel nie, maar Heer, dat ons die wêreld kan gaan vertel met daardie dringendheid soos dit staan in Openbaring 14 vers 6 en 7, dat ons hierdie dringende boodskap ook na die wêreld toe sal vat. Maar Heer, nie net die eerste engel boodskap nie, maar Heer, dat ons ook sal aanbeweeg na die tweede en die derde ook. Heer, ons vertrou op u en ons weet u is die ene wat in die harte werk. U is die ene wat ons kan bemagtig om in die wêreld uit te gaan en hulle te vertel van u groot liefde. Dat ons hulle kan vertel van u oordeel in geregtigheid. Dat ons hulle kan vertel dat dit nou die tyd is om 'n verhouding met Jesus aan te knoop. Dis ons gebed in Jesus naam. Amen.